Verliefde mense bring 'n spesiale bydra tot die huisgesin. Verliefde mense het 'n invloed, 'n positiewe invloed. Hulle gee om vir spesifieke mense, maar ook dinge. Om verlief te wees beteken baie meer as om net op 'n mens verlief te wees. Daar is baie dinge in hierdie lewe wat ek dink ons gerus maar op verlief kan wees. Ek lees in 1 Korintiërs 16 vers 14, laat alles by julle in liefde geskied. So dit lyk vir my daar moet 'n verliefdheid wees tussen ons oor enige saak of ding waarby ons betrokke is. Die liefde waarvan ons hier praat is nie oppervlakkig nie. Dis diepsinnig, dit is hou vir ewig, dis kragtig, dit bring verandering in mense se lewe en dit is 'n voorreg om met 'n verliefde mens te doen dit te hê. Al is hy dan ook 'n anderster mens as jy, maar sy verliefdheid, veral vir die Here, vir God, vir mense, maak van hom 'n spesiale mens. Ek sluit af met 'n tamelike lang gedeelte in 1 Johannes 4 vanaf vers 16. En ons ken die liefde wat God vir ons het. En ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God. En God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leuenaar. Want sy broer, wat hy kan sien, as hy hom nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie eers kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. En nou gee hy die gebod. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Liefde, verliefdheid, is 'n kragtige gesindheid. Loop mooi.